vandag. Ek wil graag by Ina sy ook getuienis gee so vir ons. Ek het nog gelukkig het 'n bietjie laat gekom by die foto's wat ons hier wil opsit. Ek wil dit nie opgesit het nie om vir julle te wys hoe het sy gelyk nie. Sy gaan met haar foon nie omgaan of julle wys die wond. Sy het weet 'n honddag gebyt voor dit terug. Sy het daar vir julle wys die getuienis wat sy wil bring. Dit het op die 28ste Februarie al gebeur. Die hond het my soort van geknyp en gelos en ek het niks. En soos wat ek aangaan met die tyd, het ek gesien maar hier's 'n probleem. En toe die gat nou ontstaan, nou al die goedjies nou uit is. Maar intussen het my geskiedenis gaan daaroor dat oralste waar jy kom, het iemand 'n opinie. En almal wil jou vertel, hoor jy moet dokter toe gaan. My hoof van my saal het vir my gesê, o, jy gaan sepsis kry. Jy weet by die chirurg. En al wat ek gedoen het, was net om te sê, Here, maar ek is 'n kind. Ek is 'n regtig kind. Die sewe woord is die een van my sorg en voorsien. Soos ek te begin gaan glo, wat almal rondom my sê, wat doen ek? Was ek teen dit wat hy vir my gegee het. En hy het vir my gegee, waarvoor ek vandag gestaan. As ek nog gezond gemaak. Ek gaan julle nou wat so lyk my been. En dan gaan ons eers jou. Maar dit raak vir ons God. Daar is niemand wat vir my anders kan doen. Ja, lekker kerk hier, waar hier sing en dans ons en dan wys ons nog weer nog so tussen deur. Maar kyk hoe lyk daai been as jy kyk hoe hy gelyk het. By die Die Here goed. Amen. Amen, Here. Amen. En hy is altyd altyd by die Here. Geliefdes vanmôre het julle gesien, ek het so 'n tema opgesit, die wat gesien het van verdronge skare wees. Kon die album vanoggend te kyk toe ons paar mans nou hier voor staan vir dis vandag, vir die wat dit nog nie gehoor het nie, vir die mense wat op kamera is, dis vandag die 21ste Junie, dit is Vadersdag natuurlik, en dit is ook hierdie gemeente se 6de verjaarsdag vandag. So rukkie terug het ons Moedersdag gehad. Amen. En die wat nie was het gesien dat die moeders het gestaan van daai muur tot by daai deur. En nog so al dubbel op die tyd. En die vaders is uitgeroep en ons het hierdie tafel nie eens goed bestaan vanmôre nie. En dit is as gevolg van verdronge skade wees. Ek wil net eerstens vir die papa sê wat hy is. Papa's daar by die huis, seënde Vadersdag. Mag julle 'n wonderlike dag hê, mag julle vrouens en julle kinders mooi na julle kyk en vir julle mooi wense gee, hoe julle bederf as julle reeds bederf wees nie. Ek so graag 'n mooi boodskap bring. Maar die Here sê, daar's 'n rede hoekom daar vaders is, daar's 'n rede hoekom daar families is. Want dis 'n skade weer, dis iets wat hy die mense wil leer. En Satan doen dit in, hy verbring skade wees. Hy vernietig skade wees, want hy wil die kerk van die Here vernietig. Jy sal lees in Kolossense 2, baie die vir daai gedeelte wat praat, kan dit dalk maar sommige goeies of jy weet vinnig lees, dit gaan oor die wet, en ons gaan nie vandag oor die wet praat nie. Maar, hy sê 'n belangrike, interessante ding, is eintlik vers 17, ek gaan jy lees vers 16 en 17, wat sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of drank of met trekking tot 'n fees of 'n nuwe maand, of 'n Sabbat nie, want 'n skade wees van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Nou wat hy so sê is, daar's baie dinge wat gebeur het in die geskiedenis, maar dis 'n skade weer. Jy weet hoe werk 'n skade weer. Jy staan daar, jy sien om die hoek om 'n ding, dan weet jy dis iets wat lewe wat hy beweeg. En jy kan sien dis 'n mens of dier, en partykeer vir die skade weer nog vir jou sê wie dit ook is. Die skade weer vertel vir jou iets van dit wat aan die kom is. Dis wat die skade weer doen. En daarom het die Here ook sekere wette gegee. Jy weet deel te doen met die sosiale wette. Jy moet onthou daar in Israel, toe hulle nou uitgelei is uit Egipte uit en hulle sit in die woestyn, sit jy, nou die woord van die Here sê, daar 700.000 weerbare mans. Nou, dis mans tussen 20 en 50 jaar oud gewees. Met ander woorde, daar's ook ouer mans, daar's ook jonger mans, daar's vrouens en kinders ook. So daar was so iets soos 2,5 miljoen, dalk 3 miljoen Israeliete in die woestyn. Waar hulle onder 'n verdrukking, waar hulle onder hierdie Egiptenare se reëls was, eers skielik in die woestyn en ons sonder wet, sonder reëls.
En die Here gee vir hulle reëls, maar dis 'n skaduwees van dinge wat in die toekoms gaan wees. Ek het al vir julle verduidelik dat byvoorbeeld selfs die verhaal van Israel in die woestyn is eintlik skaduwees. Dis eintlik 'n gebeurtenis maar dat die Here vir ons iets, ons kan iets baseer daarop, soos byvoorbeeld, jy weet dit vertel van die Christen of die mens wat eintlik in Egipte was. Ons was in die wêreld. En so wat onder die heerskappy van die Farao, onder die heerskappy van die Satan. Die woord van die Here sê Satan is die god van die wêreld. Dis waar ons was. Maar nou kom Moses 'n voorloper, 'n tipe van 'n Jesus, en hy vat hierdie volk en hy lei hulle uit deur die Rooi See in die nog nie die beloofde land in die woestyn in. En dis wat Christene, dis wat gelowiges, wat met hulle gebeur. Jesus Christus kom en hy lei ons uit deur die kruis, deur sy bloed aan die kruis. En dis ongelukkig wat baie mense hulle hou op in die woestyn. Jesus het ons nou uitgelei, maar jy sal die geskiedenis lees dat die Israeliete was vir 40 jaar, dit was nie nodig nie, maar vir 40 jaar in die woestyn. Hoekom? Want ten spyte van al die wonders, die Here laat vir hulle deur Moses water uit 'n klip uit vloei, en van daar af oral waar hulle gaan, volg die water hulle. En die manna volg hulle, die Here sorg vir hulle, ten spyte daarvan maak hulle vir hulle 'n goue kalf. En hulle verlang terug na die kospotte van Egipte. En dis wat ons as sogenaamde gelowiges doen, ons verlang terug na die wêreldse dinge. Ons wil uit dit uitkom, ons wil dit ook nie los nie. Maar as ons die Here toelaat om ons te verander, as die Heilige Gees in ons te kom woon, hy woon in ons die oomblik as jy werklik weergebore is. Maar waar die invulling van die Heilige Gees 'n eintlike gebeurtenis wanneer jy jou lewe vir hom gee en sê, kom verander my. Kom vat u die leiding, kom vat u my aan my hand. Dan plaaswaardig wedergeboorte, dis wanneer die Heilige Gees ontvang. Wat gebeur dan? Hy lei jou deur die Jordaan in die beloofde land. Hy lei jou. Jy gaan nie deur die doopwater omdat jy moet nie. Jy gaan deur die doopwater want die Here lei jou. Die Gees van die Here lei jou en sê, dis my getuienis. En jy gaan deur die doopwater. Jy sien, dis 'n skaduwee. So ek verlede week gepraat van nog 'n skaduwee wat nou weer te doen het met die heidene. Die verhaal van Naomi en Rut. Naomi sy verteenwoordig Israel. En dan sê hierdie 2 skoondogters. Albei van hulle is heidense meisies, sy is Moabitiese vroue. Die een kies om te bly, en die ander een sê, u volk is my volk, u God is my God. Dit is die ander een Rut, sy kies. Dit is die heiden wat kies om ook Jesus te volg. Om Israel te volg. Met ander woorde, sy word nou by Naomi by Israel word ons dan ingeënt op die Israeliese boom, op die wortelstelsel, op daardie olyfboom. En wat gebeur met ons? Ons gaan soek. Daar's 'n man met die naam van Boas, en Boas is ook 'n voorloper, 'n tipe van Jesus. En sy gaan na hom toe, sy gaan soek dat hy vir haar sorg, en hy sorg vir haar. En sy kry haar beskerming by hom, onder sy kombers. En wat doen hy? Hy kies haar sy bruid. Hy kies haar sy bruid, en daar's 'n losgeld, 'n losprys wat betaal word. Hy 'n ander losser, maar hy word die losser van Rut. En so word die Here Jesus ons verlosser. 'n Skaduwee. Maar nou is daar nogal 'n geheimenis. Wat doen Boas met Rut? Hoe word sy deel van die familie? Hy trou met haar. En die Here gee vir ons 'n ander beeld. Dit is die beeld van die familie en die beeld van die bruid en die bruidegom. En dis 'n skaduwee. Ek gaan vir jou verduidelik. Dis 'n skaduwee. Ek vra vir iemand vanmôre, oor iemand wat oorlede is, 'n vader, en sy sê, haar vader woon in die hemel. Almal, haar vader, haar broers en haar susters, het nie wat die wil van die Vader doen. Dis die teks wat ek vanmôre onder andere het hier in Matteus 12, die familie van Jesus. Hier vanaf vers 46, en terwyl hy nog met die skare, dis nou Jesus, terwyl hy nog met die skare spreek, staan sy moeder en broers daar buite en wil graag met hom praat. Toe sê iemand vir hom, daar staan die moeder en die broers buite en wil graag met hom praat. Maar hy antwoord en sê vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder en wie is my broers? En hy steek sy hand so oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en daar is my broers. Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. Die Here verwerp nie sy familie nie. Moenie dink hy verwerp hulle nie.
Hy leer ons iets. Hy probeer vir ons sê, dat die familielewe is vir jou geleer, as 'n skaduwee, om ons voor te berei. Families en familiebande en familieliefde is daar, dat ons hierdie beginsel kan verstaan, dat wanneer ons kom in die kerk, in die liggaam, die familie van Christus is, dat daar die liefde hier sal voortduur. Nou wat doen 'n skaduwee? Wat kan 'n skaduwee doen? Skaduwee kan eg wees, maar 'n skaduwee kan ook verwronge raak, né? En Satan kom en hy verbring die skaduwees. Julle weet mos, voor daar nou TikTok en voetjies en computers en speelietjies en TV en al die goede was, het kindertjies wou ook nie slaap vroeg as dit donker is. Dat hulle daar by die kerslig of met 'n flits het gegaan, met hulle handjies daar teen die muur. Dan maak hulle sulke allerhande diertjies na teen die muur en sulke goede. Die skaduwees van hulle hande, maar dit lyk nie meer soos die hande nie, dit is verwronge skaduwees. Dit lyk soos iets anders. En dis wat Satan doen. Hy breek families op. Hy breek gesinne op. Sodat die kerk op mekaar val. Sodat ons nie daar die beginsel het nie. En daar's 'n sleutel, en daar's 'n sleutelpersoon. En vanmôre praat ek met almal. Maar ek wil al hierdie seuns en die vaders en die manne en die oupas, hulle almal moet luister. Want jy is die sleutel. Die familie word op mekaar gehou of gebreek deur die vaderfiguur. Dis waaroor die huwelik gaan. Dis waaroor die huwelik gaan. Die Here het nie sommer net die huwelik ingestel en gesê, ag nee wat, ek wil graag hê dit moet heilig wees. Hy het nie gegaan en gesê, want daar's mense wat sê die huwelik is deur mense ingestel, dit is nie deur mense ingestel nie. God het dit ingestel by die skepping al. Toe hy gesê het, wat het gesê? Adam het gesê. Adam het gesê, ek sal haar manin noem, toe die vrou geskaap is, want sy is uit my vlees. Daarom sal die man sy ouer huis verlaat en sy vrou aankleef. Want sy is deel van sy liggaam. Né? Dis waar die huwelik inkom. Een man, een vrou, aan mekaar gebind in die vlees deur God self. En daarom is hy heilig, want hierdie is 'n beeld. Hierdie is 'n beeld van sy kerk. In feite, Jesus word gevra hier in Matteus 9, kom die vra die disippels van Johannes, kyk Johannes die doper het sy eie volgelinge gehad. Jesus was op 'n stadium tot hy gedoop is, self 'n disipel van Johannes. En hulle vra vir Jesus, hoekom vas ons? En hoekom vas die fariseërs hulle disippels? En Jesus antwoord en hy sê, kan die bruilofsgaste dan treur solank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal daar kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word en dan sal hulle vas. Hier praat hy nou van die Jode as die gaste en 'n bruidegom. Hy self is die bruidegom. Hy self is die bruidegom. Hulle is die gaste, maar daar is daar ook die bruid van Christus. En Paulus gee vir ons hier in 1 Korintiërs, gee hy vir ons 'n aanduiding, wanneer hy sê, 1 Korintiërs 11, ek stop vir julle, 2 Korintiërs 11, kom hy, vers 2, hy sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Hier kom die huwelik weer in. Paulus sê, hierdie moet 'n reine huwelik wees met 'n rein maagd. Dit laat my dink aan Openbaring 19 waar hy praat van die bruiloft van die lam, né? Praat dan ook van die gaste wat hulle gereed gemaak het, maar dan die bruid wat bekleed is met rein en fyn blink linne. Sy het al gereed gemaak vir haar bruidegom. Dis hoekom ons heilig moet wees. Ons is veronderstel die bruid van Christus te wees. Ons is die bruid van Christus. Maar Satan kom en hy verdraai hierdie dinge. My teksgedeelte wat ek regtig wil lees is Efesiërs 6 van vers 25 tot 33. Ek gaan dit so van stukkie vir stukkie vat en dan gaan ek 'n bietjie verduidelik hoe dit werk, hoe die huwelik behoort te werk en hoekom. Hoe die huwelik tussen 'n man en 'n vrou in lyn loop en 'n vader kom daarin. Ek praat nou van vaders, want 'n vader, as gevolg van 'n vader en moeder is daar ook 'n familie, né, 'n gesin. Hy sê hier, Paulus skryf hier, hy sê manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te reinig. Hier is die eerste sleutel. Jy moet jou vrou lief hê soos wat Jesus sy gemeente lief het. Hier is 'n vergelyking.
Hier is 'n vergelyking, né? Soos hy, en bereid was om homself oor te gee daarvoor. Ek wonder hoeveel mans hulle lewens werklik vir 'n vrou sal gee. Hulle bly dan nie eers getroud nie. Dinge as ek gister dit gelees, mense wat op 'n mooi manier uit mekaar uitgaan. Maar as ons steeds nie wil van God nie, hoekom gaan julle uit mekaar? Weet hoe geraak het. Besef mense dis heilig. Besef mense die beeld wat dit moet uitskraap het. Hy sê nadat hy die gereinig het met waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik sonder vlek of rimpel. Onthou wat ek nou gesê het, sy is bekleed met rein en fyn blink linne. Sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sal wees. Die huwelik is heilig. Hoekom is die huwelik heilig? Want Jesus is heilig. En deur hom verbind te wees is ons heilig. Wanneer die mense praat van saints, ons is saints. Waarvan weet? Wat is saints? Saints is heiliges. Die woord van die Here sê in Hebreërs 12 vers 14, sonder heiligmaking sal jy God nie sien. Amen. Sonder heiligmaking beteken nie jy is 100% heilig, maar jy loop 'n pad van heiligmaking. Die dag as jy by Jesus kom, ons is nou verloof aan hom. Die dag as ons gekies het om verloof te wees aan hom, né? Die dag as hy ons kom haal, dan kom die huwelik, dan word ons sy bruid en dan is ons volkome heilig. Goed, so behoort vers 28. So behoort die man hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggaam. Eie vroue, né? Nie ander vroue nie. Jou eie vrou soos jou eie liggaam. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Hoekom? Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente. Hier kom sy weet. Die gemeente is my liggaam. So is jou bruid, meneer, jou liggaam. En hy moet volledig wees. Ek het al baie vir julle gesê, 'n liggaam kan bestaan as hy gebreklik is, net as hy tekort is. Maar hy is nie volledig nie. En wanneer daar diere geoffer is vir ons sondes, dan is daar diere wat manlik en sonder gebrek. Nee. Hoekom? Want Jesus is volmaak. Jesus het geen gebrek nie. En daarom is sy liggaam geen gebrek hê nie. En Satan kom en hy verwrind dit en hy kom steel en hy slag en hy verwoes. Want hy wil dit nie hê nie. Hy wil nie hê daar die beeld moet daar wees nie. Want ons, vers 30, is lede van sy liggaam en sy vlees en van sy bene, soos wat jou vrou lede van jou liggaam, van jou vlees en jou bene is. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit vir die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, soos homself en die vrou met die man eerbiedig. Ek leer so baie dinge waar mense, slim mense, party wat op podium staan, sê vrouens mag nie preek nie. Hulle mag nie pastore kom. Omdat Paulus so sê. In die eerste plek dat ek mense 'n bietjie verder gaan studeer. Want Paulus eintlik bedoel het baie te doen het met die kultuur, maar dis nie al nie. Wat Paulus sê is die waarheid. Wat hy sê, dis die ideaal. Dis hoe God dit wil hê. Maar as gevolg van die mens en die mense dinge gebeur dit nie net. Dit begin al in die Ou Testament, dit begin al gebeur aan met Deborah. Deborah is 'n vrou. Om 'n rigter te wees om Israel te lei is nie die werk van 'n vrou nie. Maar die mans is te slap, want vyand het al reeds gesteel, slag en verwoes. En Deborah sê goed, sy is 'n moeder. Nie 'n vader nie, 'n moeder. En sy sal die volk lei. Maar sy profeteer ook, sy sê as gevolg daarvan gaan die een dit julle vyand verslaan, 'n vrou wees en 'n vrou gaan en sy maak die vyand op haar skoot, die koning aanslaag en sy dryf 'n tentpen deur sy brein, deur sy slaaf. 'n Vrou. En so is daar ook Priscilla. Einste Paulus wat sê die man behoort te lei. Hy gebruik vir Priscilla meer as haar man. As jy die Bybel sal lees. En so is daar baie gevalle waar vroue die rol van die man moet vertolk. Hoekom? Omdat hulle oorneem. Kerk is vol vroue, hulle is nog steeds die moeders, hulle is nog steeds, maar hulle word die broodwiners, man se werk. Hulle word die priester, profeet en koning in die huis. Ek het vanmôre dit gesien, waar iemand mooi geplaas het, geseënde Vadersdag vir al die pappas en die alleenloop mammas. Né? Is dit nie die waarheid nie? Skus, dit klink as die mans verskriklik aanval, maar daar's 'n rede. Vrouens selfs as die huwelik nie uitwerk nie, hulle kom nog steeds. Hoekom? Want 'n vrou het reeds daardie ding van wat dit is om 'n bruid te wees, wat dit is om onderdanig te wees. Sy het dit reeds in haar.
So vir haar gaan sy maar net oor, in plaas van onderdanig aan hierdie aardse man, is sy onderdanig aan haar hemelse Vader, soos iemand oor vir my gesê het, haar pa woon in die hemel, nee, haar hemelse Vader. Maar die man sit met 'n probleem. Hy wil regeer, maar hy wil nie regeer word nie. En vertel vir hom, hy moet bereid van Christus wees, dan voel dit dan vreeslik vroulik, dit voel nou nie reg nie. Hoekom nie? Want die vyand het gesteel. Voordat hy 'n bruidegom kan wees, moet hy eers weet wat dit is om 'n bruid te wees. En daarom kry hy iets, en dis oop deure. O, die mense wat my spreek oor oop deure, Christen kan nie oop deure hê nie. Dat ek gou vir jou mooi vertel. Toe Jesus Christus op daardie Vrydag aan die kruis is, en hy die sonde van die wêreld op opneem, het God nie hom opgehou lief hê nie. Hy kon nie vir hom kyk nie. En daarom is daar 3 ure se duisternis. Hoekom duisternis? En jy geweet die son en die maan het geen lig sonder God nie. Gaan kyk 'n bietjie die skepping, nog voor die son en die maan gemaak is, het hy gesê daar is lig. En daar was lig, en God gee die lig. Maar as God sy gesig wegdraai, is daar geen lig nie. En dis hoekom Jesus uitgeroep het. Eli, Eli. Nee, hy gesê, my God, waarom het U my verlaat? Lama sabachthani, waarom het U my verlaat? Hy het bedoel God moet verlaat, hy bedoel God kyk nie meer vir hom nie, God sien nie. En die oomblik as God wegkyk, is die deure oop. En dit wat gebeur met mense. Ons doen sondige dinge. Dit beteken nie ons kan uit God se hand uitgeruk word nie, maar die oomblik as jy sonde doen, veral as jy moeswillig sonde, jy weet 'n sonde, maar jy doen dit nog steeds. Dan kyk God weg. Hy het jou nog steeds lief, maar hy kyk weg. En as hy wegkyk, dan sien Satan, hey, hierdie ou kyk nie, die deure is oop, pop. Wat gaan hy? Hy is 'n demone kom in. Waar het jy kom rasisme vandaan? Het die Here jou anders geskaap as vir my? Nee. Waar word ons anders lyk? Nee. Kultuur kom eintlik van die duiwel af. En dis nie alle kultuur is sleg nie, maar kom van die duiwel af. Ou Jan van Riebeeck, hy kom aan die Kaap. Dis hy 3 skippies, kan jy nie snaam onthou, né? Die Goeie Hoop by die Dromedaris en wat is die ander een? Kan jy nou onthou? Die Reiger of soeits. Hy kom daar aan en hulle maak hom oop en hulle laai daai geel chef daar af, né? Die geel chef daar en die 2 rugby spanne en hulle gooi braaivleisvure en hulle sê, "My braaivleis rugby sonskyn Chevrolet." Wie onthou daai advertensie? Mense wat so uitsterk is, né? Dis 'n chef advertensie, so 'n geel 4.1 chef. Hy sê dan sing hulle braaivleis rugby sonskyn Chevrolet. Dit is die boerekultuur, dis die Afrikaner kultuur. Ons het nie so aangekom nie. Dis iets wat aangeleer word, né? Dis nie altyd slegte goed nie, maar die Satan kom in en hy sê, "Okay, ek gee vir die boere so 'n kultuur. En ek gee vir die swart man so 'n kultuur. En ek gee vir die bruin man so 'n kultuur. En selfs verskillende swart, hulle is nie almal pelle nie. En nou verstaan ons mekaar nie. En nou haat ons mekaar. Dis wat die duiwel doen. Ek het al 'n preek gepreek wat ek gepreek het van die boerekultuur, né? Nee, pastoor Anne-Marie. Lang braaivleisvure. 'n Koue enetjie in die hand, né? 'n kaasopjie in die hand, of wat noem hulle dit 'n vuil kouk is die ander een, sit jy in die hand, en vertel vuil grappies en lekker, en die vrouens se monde is net so dik, so kwaad is hulle. Die kinders en die ou mense is honger, maar die manne kuier, wat is ons kultuur. Ek het later slim geraak, en braai ons die vleis is klaar, hulle maar kan eet, want ons word in die microwave gesit, maar ons kuier. Ons kultuur kom nie van die Here af nie, en ons is nie so gemaak nie. Dis ons wat oop deure het, en dis presies wat gebeur. Nou kom die vyand en hy gee vir die man wat oop deure het, of hy nou swart of wit of bruin, maak nie saak wat die kleure is nie. Hulle almal het hierdie kultuur wat ons noem hoogmoed, wat hulle noem, wat noem hulle ego. Ja. 'n Ego. Jong, dis wat die duiwel daai ding. Samuel sê dit, hy sê dit in Samuel 15 vers 23. Hy sê wederstrewigheid is die sonde van waar, sê hy. Eiesinnigheid is afgodediens en beeldediens. Hy sê eintlik maak jy van jouself hierdie gooitjie, en dis die probleem. Mans laat dit toe. En ons kuier saam met die velle, jou vinkies met man wag en so aan. Ons kuier by die rugbyveld, maar as die kerk toe moet gaan, is ons nie meer lus. Hoekom nie? Ons is ook nie meer lus om te belê in die huwelik nie. Satan steel slag en verwoes, en daarom werk die huwelik nie uit soos hy moet nie, en om huwelike nie hou die kerk nie. Dink jy praat nonsens? Dan moet jy vir my amen sê, of jy nou sê nie dan. Dis regtig so, dis wat gebeur. Die duiwel kom steel, slag en verwoes. Die man vervul nie meer die rol waarvoor hy beskaap geskep is nie. Hy is nie meer hy tussenganger tussen die kerk en sy gesin nie.
Hy is die een wat moet kom hoor hier. Hy is die een wat tyd moet spandeer met die Here. Hy is die een wat dan kan gaan en sê, nou kan ek priester, profeet en koning in my huis wees en hulle na die Here toe lei. Maar dit doesn't happen. En dis hoe die kerk uit mekaar uitval. Kerk is stukker. Dankie sê vir die papas wat hier is, wat alleen loop, wat gewoonlik as jy 'n pa in die kerk sien, is dit omdat mamma hom saamgesleep het. Nee. As jy saamgesleep het, dan nie dat jy regtig self kom. Prys die Here daarvoor, dankie. Was dan regtig so hoor, ek het ook begin kerk toe gaan, na baie jare met my vrou van kerk toe. Sy het nie gedoen nie, maar jy het wat gegaan, ek voel dit moet. Dus as jy weet, as jy nou van gelees het, dit skade wees, jy sien dat die sosiale wette, maar die morele wette, die 10 gebooie bestaan nog steeds. Maar jy sien, daar is 'n verskil tussen 'n ou wat sê, okay, dis die gebooie en ek moet dit doen. Of 'n ou wat sê, ek is lief vir die Here, ek het 'n verhouding met hom, ek wil dit doen. Met ander woorde, nou word die gebooie 'n riglyn van wat God wil hê. My vrou, daar sekere dinge wat ek outomaties weet ek moet los, as ons nou getroud is, nee. Maar elke mens het nog sy eie voorkeure ook. As ek nou weet sy hou nie hiervan nie, en sy hou daarvan, dan leer ek mos nou aan. Of ek moet dit nou doen terwille van die vrede, maar ek hou nie daarvan nie. Of ek is lief vir haar, ek wil dit graag doen. En dis wat 'n Christen, jy sien 'n ou wat onder godsdienst is, moet dit doen. 'n Ou wat onder godsdienst is, moet dit nie doen. 'n Ou wat Christen is, wil dit doen of wil dit nie doen. Met ander woorde, dit gaan oor wil. Verstaan jy dit? Amen. En as ons wil hê die kerk moet herleef, as die kerk wil hê die kerk moet weer gesond word, dan is baie ernstig nodig, ons as manne wat luister, dat die manne weer terugkom, gaan versaam met jou pelle, by all means, gaan kuier saam met hulle, maar in die lig van die Here daar oorskyn, want jy gaan baie keer uitgedryf word oor, jy gaan baie keer nie meer populêr wees, jy sou nie, of jy maar die stof van jou voetjies af, en jy gaan aan. Maar ons het die ego, ons het die ding, 'n man moet so wees, en hy moet so wees, en hy moet so wees, en daai is die vrouense dinge. En dan val die vrouens al meer en meer oor, en daar is ons ook nie tevrede daarmee nie, nee. Die vrouens is ook nie tevrede daarmee nie, want hulle het 'n klomp pligte wat eintlik nie hulle plig is nie. En daarom is 'n egskeiding so absolute groot sonde. Hulle vra vir Jesus op 'n stadium hier in Matteus 19, vra hulle vir hom rondom egskeiding. Die vraag oor die skeibrief. Ek lees vir julle van vers 3. Toe kom die Fariseërs na hom om hom te versoek en sê vir hom, is 'n man geoorloof om oor allerlei redes van sy vrou te skei? En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie redes sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Ja, hulle eintlik hierso sê, is net soos 'n huwelik. 'n Huwelik mag nie geskei word nie. Hoekom nie? Want dit is 'n skaduwee. Daar's kinders wat moet iets leer daaruit, daar's mense wat iets moet leer daaruit, sodat die kerk van die Here kan groei, sodat ons almal bruid van Christus kan wees, dat ons onsself kan skoonmaak en gereed maak om by hom te wees. As jy dit verwoes, dan verwoes jy die kerk. En dis wat Satan doen. Dis net soos wat dit sonde is om die kerk te skei. Jy sal sien in die week het ek 'n gebed opgesit, wat ek gebid het teen mense, maar die kerk wil breek en skeer. Julle weet dit nie. Julle weet nie hoeveel aanvalle is in hierdie gemeente nie. Julle weet nie hoe mense gaan buite ander kerke is, en vir mense gaan probeer wegskeer uit hierdie kerk, en sê, dis 'n bose kerk, 'n verkeerde kerk. Hoekom? Hoekom dink jy gebeur? Want hier gebeur dinge wat die duiwel nie van hou nie. Hier gebeur dinge waar die Heilige Gees werk. Redding wat gebeur, en nie net in die kerk, mense wat in die kerk is, wat buite ook gaan, en dinge doen, en die ou vyand nie daarvan, en hy gebruik mense, en die mense het ook deure, want hulle is nie ware gelowiges nie. En dan vra mense vir my, baie keer as hulle in die kerk, hoekom jaag ek nie weg? Hoekom vat ek hulle nie vast nie? Dan sê ek, dood eenvoudig. As ek hulle vastvat, gaan hulle weghardloop. As hulle hier bly, is daar 'n kans dat hulle dalk hulle harte vir die Here kan gee. Amen. So ons gaan besef, dit gaan nie oor die persoon nie, dit gaan oor dit wat in die persoon is, oor die oop deure van die persoon. Wat dit gebeur. Satan wil skeel, slag en verwoes.
Nou, hulle sê vir hom, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? En hy antwoord hulle omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei. Maar van die begin af was dit nie so nie. Wat hy eintlik hierso sê is Moses het partykeer ook maar so 'n bietjie sy eie inisiatief gebruik. En gesê, jong, ek sê nie met hierdie honderde duisende mense. Terwille van die vrede moet ek dan maar sekere dinge seker maar toelaat. En dit is presies dieselfde met Paulus. Baie dinge wat Paulus gesê het, is nie noodwendig, dit moet so wees nie. Dit is maar as gevolg van omstandighede. En Paulus verduidelik dan vir ons al baie mooi, waar die omstandighede rondom egskeiding is. As ons kyk na 1 Korintiërs 7, ek gaan gou 'n bietjie vir jou lees, 1 Korintiërs 7. Nou die eerste gedeelte wat ek vir jou lees is vers 5. Luister gou mooi. Hier is ook 'n sleutel. Hy sê hier, vir die man en die vrou, onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming vir 'n tyd lank, om julle aan vas en gebed te wy, en kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring, deur julle gebrek aan selfbeheersing. Die mense het maar eenmal 'n gebrek aan selfbeheersing. Die Here sê eintlik twee goed, of Paulus sê twee goed. Hy sê aan die een kant, is dit nodig vir 'n man en 'n vrou om die Here, want jy dien die Here op jou eie ook. Dit is goed as 'n familie saam dien, en ons moet, né? Family that's prays together, stays together. Is dit nie so nie, dis dieselfde met die huwelik. Maar elkeen van ons gaan self op verantwoording moet doen. Nou ek het al te doen gehad met 'n vrou wat sê haar man wil nie hê sy moet alleen ook tyd met die Here spandeer. Hy moet altyd deur dit saam doen. En my antwoord aan haar is dood eenvoudig nee. Jy en hy het nodig om alleen ook tyd met die Here te spandeer. Vas en te bid, dit is nodig. 'n persoonlike tyd. Want jy gaan alleen voor die Here staan en antwoord, hoor. Jy gaan nie sê my vrou het so gesê of my man het so gesê. Maar kom dan weer by mekaar. Hoekom? Dat julle nie in versoeking kom nie. Dis wat gebeur. Ek het nou gepraat van die manne, kuier, lekker party, nou is daar 'n vrou mense is ek goed betrokke. Ek praat die waarheid en dan gebruik dat dinge wat nie moet gebeur nie. Ons is eintlik veronderstel om alles saam uit te hoor. As dit nie iets vir die Here te doen het ons nodig om saam, want ons is een liggaam, is ons nie? En net soos die gemeente van die Here veronderstel om saam dinge te doen, mekaar lief vir mekaar om te gee, nie mekaar te wil verskeer, mekaar te wil uit mekaar trek nie. Hoekom doen ons dit? Want ons sien dit in families gebeur. Gebeur al hoe meer en meer families wat mekaar wil verskeer uit mekaar uit. Hoekom? Want daai familie-eenheid is nie daar nie en gewoonlik omdat pappa nie betrokke was nie. Die manne gaan vir my nou kwaad wees hier na my toe, maar ek gaan nou 'n paar mooi dinge probeer sê. Dis maar nie die ou duiwel en ons laat dit toe. Maar dan gaan hy in vers 12, dan gee hy die antwoord rondom egskeiding. Hy sê hierdie tweede deel, as enige broeder 'n ongelowige vrou het en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Nou moet jy hierdie deel nie verkeerd verstaan nie. Moet tog net nie gaan dink omdat jou vrou 'n kind van die Here is en jy is nie, nou is jy ook sommer maar gered of andersom nie. Dit is nie wat hy sê nie. Hy sê die huis word geheilig, né? Dis net soos die kerk. Jy kan er vandag 'n ongelowige ou hier instap. En hy kan nie uitstap en hy gaan nie uitstap nou sy gered omdat hy hier binne was nie. Maar die gebou bly nog steeds geheilig deur die saints, deur die heiliges wat wel hier is, né? So eintlik is dit net die kinders wat geheilig word deur daardie een persoon in die huis wat daar is. In die ou dae voor Christus was daar spreekwoord. Die vaders eet groen druiwe en die kinders se tande word stop. Gaan oor vloeke, né? Bloedlyn vloeke. Maar die woord van die Here sê ek self baie te doen met bevryding en daai ding steek ek met hulle saam. Ek sê die regte die Here sê vir jou dat jy gaan betaal vir jou eie ongeregtigheid, nie vir die ongeregtigheid van jou vader nie. Behalwe natuurlik as albei ongelowig is. Maar as jy 'n gelowige ouer het en jy kom met daai ouer groot geword, dan is jy tot vir 'n tyd lank. So daai kleintjies is jy nog nie verantwoordbaar nie. En as jy deur daardie ouer geheilig, né? Dis wat hy eintlik hierso sê. En natuurlik 'n ander ding wat nou gebeur, daai ongelowige man of ongelowige vrou kan uiteindelik dalk ook sy of haar hart vir die Here gee. Weet van 'n vrou wat vir 12, 13 jaar gebid het vir haar man. Hulle het 'n vrede saam gelewe, maar hy het haar toegelaat om die Here te dien, maar hy het nie saam gedien nie. En sy het aangehou bid en uiteindelik het hy sy hart vir die Here gegee. Vandag is daar 'n kerk op hulle plaas. Seker al langer. Dis al daai tyd 12, 13 jaar. Maar in elk geval. En dan is daar natuurlik die man in Amerika. Hy was 'n prokureur. En hy is getroud met 'n vrou, nou sy was nie 'n gelowige van die begin af nie, anders sou hy seker nie met haar getrou het nie. Maar sy gee haar hart vir die Here.
En skielik het hy hierdie ding van sy vrou het nou hierdie imaginary boyfriend. Nee, dis amper so 'n vrou wat nou 'n fantasie het van 'n man wat nie bestaan nie. Sy is lief vir hierdie Jesus, sy verwerp hom nie. Maar sy sê as ek moet kies tussen Jesus en jou, dan sê sorry, dan sê ek bon, dis Jesus Christus. En hy sien dit nou as 'n groot bedreiging. Maar dis nie 'n fisiese persoon. Hy dink homself, dis nie 'n fisiese persoon. Ek as jy nou met my huwelik inmeng wat ek nou kan hof toe vat nie. Ek as 'n prokureur nie. Hy dink homself, ek kan hom hof toe vat. En hy besluit hy gaan vir Jesus hof toe vat en hy vat die Bybel, hy gaan hom verkeerd bewys. Raai wat gebeur? Hy ontmoet vir Jesus. Hy ontmoet vir Jesus en hy word self 'n pastoor. Daar's 'n fliek gemaak daaroor, jy kan dit gaan soek. The Case Against Christ. Hy ontdek vir Jesus. So hierdie dinge gebeur. Is goed as hulle by mekaar kan bly, as hierdie eenheid by mekaar kan bly, maar dat jy nog steeds daardie voorbeeld. Nee, dis net soos die liggaam hier. Ek is bevrees, ek praat nie net van hierdie kerk, ek praat van die kerk, daar's baie mense in die kerk, wat deel is van die liggaam van Christus, wat nog steeds nie gelowiges is. Daar is al baie huise ook, waar daar een is wat nie hartlike gelowige is nie. Maar so daai een daar is, ek bedoel, wat het die Here gesê vir Abraham oor Sodom? As ek net 10 mense, net 10 kry, wat regverdig is, dan sal ek hierdie, dan is hierdie hele stad geregverdig deur daai paar. Dus ek sê, huis word geregverdig deur daai een gelowige, 'n kerk word geregverdig deur daai 3. Hy sê wat 2-3 my naam vergader, né? Die res hoef nie te wees nie. En dis presies dieselfde wat hy hierso sê, daai een regverdig, heilig daardie huis. Maar moet vir geen oomblik dink, jy is outomaties gered. As iets sou gebeur, as jy die kind van die Here is. Maar, sê hy in vers 15, as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep. Nou wat hy eintlik bedoel is, op die ou uit is die groot boodskap liefde, die groot boodskap is vrede. Is dit nie so nie? En nou is daar huise wat so uit mekaar val en daar so bakleiery as gevolg van godsdienst, dat hy sê in so 'n geval is dit beter dat uit mekaar uitgaan. Maar nou is dit 'n verbronge beeld, dis 'n verbronge skaduwee. Met ander woorde, dis amper nog erger as wat hulle nou maar liewer nie getroud was nie. Nee. Hy sê in so 'n geval is dit beter, anders kry jy ook 'n verbronge beeld, 'n verbronge skaduwee. Maar ek wil vanmôre sê, ek praat hier vanmôre, praat ek met mamas. En vir al die mamas wat getroud is, of die ongetroud is, bid vir jou kinders, bid vir jou seuns, dat hulle 'n ontmoeting met Jesus sal hê, sodat hulle 'n goeie mans en dan sal wees, dat daai beginsel sal hê, sodat hulle huise ook na die Here toe kan lei. Bid vir julle mans, moet hulle asseblief nou nie gaan verwerp, omdat hulle die Here nou nie dien, of wat ook al nie. Hou aan, bid vir hulle. Bid vir julle dogters, dat hulle reg sal kies, dat hulle nie uit passie sal kies, die passie is ook deur hulle. Nee. Hulle like ons die ouens met die motorbikes en die lang hare en die rebels, nee. Ag, hulle is toch so interessant, die ander vervelige, ou godsdienstige, Christelike ouens sê ons nie. Ek praat met julle, ek sê weer, dan soek vir julle daar die mans. Of vra die Here eintlik, moet jy soek, vra die Here of julle die regte mans op julle pad te stuur. Manne, ek praat met julle, ek sê vir julle, asseblief, kry eers 'n verhouding met die Here voor jy gesin begin. Kry 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Word eers bruid, leer wat dit is om bruid te wees. Want as jy weet wat dit is om 'n bruid te wees, dan gaan jy weet hoe 'n bruid te hanteer. Dan gaan jy weet hoe vir haar te sorg. Die Here Jesus het vir ons daai voorbeeld gestel. Trouwens, Jesus Christus en God die Vader gee vir ons hierdie dubbele beeld. Hy gee vir ons die beeld van 'n bruidegom, Jesus Christus, wat sy lewe gegee het, aarde toe gekom het, mens geword het, sy goddelikheid prys gegee het, om vir ons hier een te wees, vir sy lewe vir ons gegee het, so lief het hy ons gehad. Maar hy is ook die Vader, vandag is Vadersdag, en vandag wil ek vir hom sê, as Vader in die hemel, geseënde Vadersdag vandag, op hierdie dag, in die besonder vir hom. Maar wat het hy gedoen? Hy het sy geliefde seun gegee, hy het self vlees geword, om te kom vir ons die prys te kom betaal. Ek het vandag daaroor, ek het die week in nou gesit, ek het maar weer afgehaal, want ek weet mense gaan aanstoot neem, vir al die skuldiges, van papas wat buite so godsdienstig en christelik lyk soos nog iets. Maar gaan kyk na hulle huise, gaan kyk hoe hulle daar, né? Jy sien net papas wat nie betrokke is wat skuldig is, jy kry papas wat in die kerke is,
wat almoese gee. Cornelius het almoese gegee. Hy was gedurende in gebed, maar hy was ook nie gered nie. Petrus moes vir hulle die woord bring. Jy kry sulke pappas, party selfs pastore. Hulle die wonderlike, hulle gee almoese, hulle kyk so mooi en almal kyk so mooi op na hulle. En die mense dink is wonderlikste mense, maar hulle weet nie wat in hulle huis aangaan nie. Hulle weet nie wat in hulle huis aangaan nie. Alles behoort aan Papa, alles is Papa se, ek het daarvoor gewerk. En hy besef jy, dis maar eintlik die genade van die Here. 'n ware pa gee nie net sy eie lewe vir sy kinders nie. Hy sal liewer die water drink wat die kinders die koeldrank drink. Hy sal liewer die droë brood eet wat die kinders die kos kan eet. Hy sal liewer die stukkende klere dra sodat sy kinders gekleed en gevoed kan wees. Dis 'n ware pa. 'n Pa is nie die ou wat die biologiese bydrae gemaak het nie. 'n Pa is wat sy alles gee vir sy kinders, wat homself te nakom, wat homself verarm vir sy kinders. Dis 'n papa. En as jy nie daai papa is nie, dan hoop ek praat vanmôre met jou. Dat jy iets hier uitgeleer het vanmôre. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ek bid dat mense se gedagtes en harte gevange geneem is deur hierdie boodskap vanmôre. Verstaan dat hierdie sommer net 'n dag is om papas te vereer nie, maar dat die papas wat so verheerlik word 'n absolute plig het voordat hulle daai titel kan hê van 'n vader. Dat ons moet eers by die Vader leer wat dit is om kind te wees, wat dit is om bruid te wees vir ons bruidegom en Vader kan wil speel in hierdie wêreld, en ons het 'n verantwoordelikheid. So bid ek vir elke papa, ek bid vir elke man, ek bid vir elke seun, ek bid vir elke vrou, elke dogter wat keuses moet maak in hierdie verband. Ek vra Here dat U op die naprediker sal wees wat in hierdie boodskap uitgaan na buite toe. Ek bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. En amen. Ek groet die mense daar by die huis.